Welcome to the space between stories you never heard or seen. Geliefdes, vandag het ons 'n baie spesiale gas hier met ons. Haar naam is Darielle Burns. Sy is wel bekend in die Newton familie, maar in ons kerk Newtown is sy ook 'n groot gees. Goeiemôre Darielle, hoe gaan dit vandag met jou? Goeiemôre Dominee. Eerstens, baie dankie vir die geleentheid. Dit is vir my regtig 'n groot voorreg om vandag hier te kan wees op The Space Between. Ek kan ek het nog laas vir Dominee 'n grap meegemaak en gesê ek wil baie graag my journey vertel en hier is ek in die begin van my journey. Maar met myself gaan dit baie goed. Ten spyte die wete dat ek nog steeds met kanker battle. Maar met myself gaan dit baie goed. Darielle, kan jy vir my jou storie kom vertel asseblief? Ek is so geïnteresseerd in jou storie want ek het nou al baie stories gehoor, ek het nou al baie mense gehoor jou storie deel. En ek en jy wat so gereeld met mekaar gesels, het ek nog nooit voluit jou storie gehoor. Ek weet jy is gebore in Newtown, maar kan jy vir my hier die hele prentjie vir my mooi kom inkleer asseblief? Eerstens, ek is 'n gebore Newtowner. Ek is 37 jaar oud, bly al die jare in Newtown, sover ek weet. Newtown gemeenskap is maar familiedorpie, en almal is maar familie van mekaar, en almal ken maar almal se stories, dit is maar Newtown. Maar, so ek is gediagnoseer met borskanker, die 3 Maart, het my wêreld kom verander. Januarie het ek begin oefen, ek het besluit ek wil na my gesondheid kyk, want ek kan dit nooit gewig verloor nie. Ek is dokter toe, hulle sê vir my, maar ek het PCOS, is polycystic ovaries, dit is sissiekies op jou eierstokke wat nie groei nie, so dit maak vir jou insulien weerstandig, en alles hierdie. Klomp goed, groot terme, wat die mense altyd verstaan, hè. Ja, so ek het gegaan en gesê, dokter, maar my bors is seer. Die dokter het vir my ondersoek, sy het gesê, nee, maar dit voel vas soos borsweefsel, verdikte borsweefsel. Ek het aangegaan met my lewe, soos normaal. Ek is 'n ma van 2 pragtige kindertjies, baie jonk, een raak 2, een raak 9, en dan het ek ook 'n baie pragtige man, wat vir my baie ondersteun deur alles. Maar ja, en ons is dokter toe teruggekom, dokter het gesê, maar dis net verdikte borsweefsel, ek het aangegaan soos normaal, met die oefening en alles. Die 3 Maart, 'n dag voor my man se verjaarsdag, gaan ek weer terug, en ek sê vir hom, maar my bors voel nog steeds nie reg nie, my regterkant se bors, iets is fout, hy sê, jy is paranoid, jy moet ophou so paranoid wees, en jy soek net siektes wat daar nie bestaan nie, en ek is skool toe, en ek het by die skool gekom, en ek het vir die hoof gesê, maar kan ek net gou vir my afspraak maak om dokter toe te gaan? Ek bel dokter toe, hulle sê, ek kan 11 uur terugkom. Nooit het ek geweet dat 11 uur my hele lewe gaan verander hê. Die 3 Maart, 'n dag voor my man se verjaarsdag. En ek is by die dokter in, sy sê vir my, sy voel wat ek voel, maar dit voel nog steeds vas soos verdikte borsweefsel. Sy gaan vir my stuur vir 'n mammogram. So ek was daardie tyd woonagtig in Mamasbury, of ons het gewoon in Mamasbury. Sy bel na radiologie in Mediclinic Parel, hulle is vol. Ek sê, dokter, bel Mamasbury, ek wil so gou as moontlik, wil ek net weet wat is fout, en sy bel Mamasbury, hulle sê vir my 2:30, het ek 'n opening, en ek is sê ek vir almal by die skool, ek is weg, Mamasbury toe, ek gaan tel my man by die werk op, ons kom by Kreski, by Mamasbury, ek gaan sien die radioloog, hulle gee vir my 'n papsmeer. Nou lê jy daar, jy sien wat hulle met die sonaar en alles. En jy sien die dokters of die radioloog se gesig trek so aan alle kante toe, en jy wonder ook nog, is alles nou reg? Hoekom maak hulle nou hulle gesig so, of hulle oë maak hulle groot en klein, en ja, wat als klaar is, kom die dokter in, en weer die radioloog, en hulle sê vir my, maar daar is 2 plekkies in my bors, wat vir hulle baie suspicious lyk. Dit lyk vir hulle of dit kanker kan wees, maar voordat hulle vir my totaal kan sê dit is kanker, wil hulle eers maar biopsie doen. Hulle gee vir my 'n brief vir die biopsie, ek moet teruggaan na my GP toe, want sy moet dit aanvra vir die biopsie vir my mediese fonds om dit te dek.
En sy vra aan vir die biopsie doen ek die 9de Maart doen ek my biopsie, die 11de Maart kom my uitslaa. Dat ek invasive ductal carcinoma het. Net so groot word, ek het gaan Google, en Google sê vir my, as jy dit het, gaan jy dood binne 5 jaar, as jy dit het, gaan jy, okay, hoe nou gemaak? Die emoties het gekom, ek het my ma gebel, want ek was alleen daardie dag, met my oudste seentjie, en hy hoor hoe sê ek vir dokter oor die foon, dat het ek kanker, dokter, het kan nie wees nie, en hy sê, mami kanker, gaan mami ook doodgaan soos oupa. Ek dink, jy is nou die ma, jy moet nog sterk wees. Ek het vir hom gesê, nee, mami gaan nie dood nie, en die dokters gaan dit uithaal, en mami gaan fyn wees. En ek het onmiddellik my man gebel, ek het met hom gedeel, hy het my gesê, ek gaan nou huis toe kom, ek moet dit rustig vat. Bel my familie, en met eens is hulle almal daar, in Mamasbury, en hy is nog lankie, en hulle is daar, hulle het gekom om vir my te ondersteun, ek het vir hulle die nuus met hulle gedeel, was baie moeilik, want kanker is in ons familie. My ma se oudste suster was ook gediagnoseer 2005 as ek reg is met borskanker. En so ek weet in my agterkop, ek was nog baie jonk, maar die paadjie wat ons gestap het met my auntie was dit baie moeilik. Ja, so ek moet al my moed en alles bymekaar skrap om vir myself te sê dat jy moet nou sterk staan. Jy hoor kanker, dan dink jy aan dood. Want dit is al wat 'n mens aan dink. Ek het ook vir myself gesê dat ek nie die kanker is 'n 6-letter woord. Ek gaan nie laat dit my hele lewe oorheers of oorvat nie. En ek het net begin positief dink daaroor en so. Ja, Google het my siek gemaak. Ek het begin Google, ek het alles gedoen om net meer te wil weet van hierdie tipe kanker. Agterna toe dink ek nee, los. My dokter skeduleer vir my, verwys vir my na Afflestad & Associates in Panorama. Dit is dokters wat spesialiseer in borskanker, thyroidkanker en vele meer. En sy sê vir my, hulle is een van die beste dokters, so ek voel jy moet soontoe gaan. As jou mediese fonds het die dekkie, kan ons jou altyd na ander dokters toestuur. Maar die Here was so goed. Ja, my mediese fonds het nie alles gedekkie. Maar dokters was so oulik om nog steeds vir my te help, omdat ek jonk is. Voel hulle dat hulle kan nog vir my help, omdat ek vroeg my kanker opgetel het. Ek het 2 tumors in my bors gehad, 4.4 mm, 6.3, soos dokter gesê het, jy's baie op, jy moet by ons kom werk, want jy ken jou tumor sizes net soos want dit is wat alles net gestak het in my agterkop. En ek het 2 tumors gehad, hulle het vir my gesê, early detection, save lives, en dit is wat ek altyd met myself gedra het. Ja, dit het moeilike tye gekom, dat gekom vir wanneer hulle het my gestuur vir toetse, MRI, bloede trek, en jy weet nie wat om te verwag nie. Jy weet nie, is die kanker nou al deur jou hele liggaam, met al ander organe affekteer of so nie. En elke keer dan sit ek en my man daar om die tafel met die onkoloog en die chirurg, wat spesialiseer in die borskanker, wat die kanker verwyder. En dan kry jy net elke keer, ons is nou so jammer dat ons nou dit vir jou moet sê, maar dit of die. En iets wat sy vir my gesê het, dat jy kan bly wees, jy is nie HER2 positief. Ek het gedink, HER2 positief, wat beteken dit? Ek weet nie waarvan dokter praat nie. Al wat ek weet, my kanker is hormoondrywend. My estrogen en progesterone vlakke is dit wat my kanker gedryf het, of ja, dit is wat my kanker dryf. Maar as jy HER2 positief is, dit is die proteïene in jou, wat dit aanhits, of wat dit erger kan maak, of vererger. Ek was so bly dat ek nie HER2 positief was nie, want dan sou ek chemo-vry spring, en my Ki67 was 20%, en so ek hoef die chemo te kry, en ek was all happy, en dit was Easter weekend, en alles het lekker gegaan, en dokter sê ook, maar omdat ek so jonk is, wil hulle vir my stuur vir 'n genetiese toets, want deesdae is kankers, wat 'n mens so op vroeë ouderdom kry, geneties afkomstig. Sy het my gestuur vir die genetiese toets,
die genetiese toets het ons gedoen, soos jy kan dit doen deur jou mediese fonds dek dit nie. Hulle dek dit nie. Jy moet privaat daarvoor betaal. So ons moes R7,500 daarvoor betaal het om my toetse binne 3 weke te kon gekry het. As ek dit normaalweg laat doen, dan sou dit tussen 3 tot 6 maande gevat het voordat ek geweet het of ek 'n genetiese afkomstige kanker het of 'n gene het wat my kanker dryf. Ek kan nou Easter weekend was klaar. Ons het 'n toernooi aangehad, my man het 'n toernooi en ek was so happy en almal het hom gesê, "Jo, jy lyk goed vir iemand wat kanker het." En het ek ook gedink, maar hoe moet iemand lyk wat kanker het of wat 'n prentjie het ons in ons kop van ons sien hierdie goed op die TV. Mense as jy movies kyk met mense wat kanker het, dit is mense lyk siek, hulle gooi op, hulle lê in die badkamers en hulle is so. Dit is ook iets wat my dokter vir my gesê het. Nou wat jy op die TV sien gebeur nie, is nie so nie. Dit is die realiteit nie. Dit is nie wat gaan gebeur nie. En ons is die Dinsdag. Na die Easter weekend was die Maandag, Maandag was nog Easter Monday, die Dinsdag. As ons terug na dokters toe. Dokter het vir my gesê, sy is so jammer, sy het nou al in die tyd voor Easter weekend het sy my uitslag gekry, maar sy wil nie my Easter omgekrap het om vir my te gesê het, dat ek positief getoets het vir 'n CHEK2 mutation. Dit is 'n kanker-drywende of drywende gene wat ek het, wat borskanker, thyroidkanker, colonkanker, rectumkanker, thyroidkanker, vandel, almal daaronder. So dit maak my kanse as 'n average person om kanker te kan kry, maak dit myne vinniger en meer en so. En dan het dokter nou ook genoem dat my families, my siblings, my ma, hulle moet ook vir hulle laat toets en iets wat vir my baie hartverskeurend was die feit dat dokter genoem het dat een van my kinders of beide my kinders kan eendag my mutation inherit. Ek het gesê, dokter, kan ons hulle nou laat toets? Hy het gesê, nee, hulle is te klein. Hulle kan nie nou toets sê, want dit laat hulle die staat of jy dit nou privaat doen of so, hulle laat dit toe dat kinders so jonk onder 18 vir hulle laat toets vir die genie. So hulle moet 18 wees en hulle moet self konsent gee. So ek kan ook nie vir hulle forceer as hulle nie wil nie. Dit is hulle eie keuse. En om dit te weet dat jy het niks verkeerd gedoen om die gene te inherit. Dit is iets wat jy van jou vaders, jou voorvaders, jou male of pale of wie ewe gekry het. En ek het counseling gekry daarvoor, ek en my man en my ma, ons het gegaan vir die counseling en hulle het vir ons verduidelik. Hulle het ook verduidelik dat hulle kan my borste moet ek altyd opgee. Want al doen hulle net die een kant, is daar altyd 'n moontlikheid dat dit na die ander kant toe kan kom. Dit was die grootste ding om vrou te wees is 'n mens se borste, 'n mens se hare, maar deel van om vrou te wees. Maar ek weet my man was nie daar die een besoek saam en ek sê vir dokter, nee, double mastectomy, laat dit doen as dit my lewe gaan red. Sy het vir my gesê, nee, die besluit lê nie net by jou nie. Jy het 'n man, gaan huis toe, gaan praat met jou man daaroor. Hy het heeltyd gebel, maar ons was heeltyd nou in die konsultasiekamer met dokter en sy het gepraat en ek kon nie die foon optel en vir hom te sê wat gaan aan en so nie. En ek het by die huis op pad huis toe, het die emosies net meerder geraak in die kar. Ek het self bestuur, maar ek het gehuil want ek dink, Here, wat nou nog meer? Ek het nou aanvaar my kanker, ek het aanvaar dat alles so mooi is, maar jy moet ek nog my borste opgee. Ek sal dit doen, maar sê net vir my, of gee vir my die assurance dat as ek dit doen, dan gaan nie meer kanker wees. Ek gaan skoon wees, ek gaan tot dit ook nie so was of is nie. Op die 17de April het ek 'n double mastectomy gekry.
Hulle noem dit 'n Goldilocks flip. Ek het my my vel gehou in my nippels. Hulle het my rugvet gevat en vir my 'n borsie gemaak sodat dit nie heeltemal plat kan kom nie, want die chirurg het gesê dat ek is nog baie jonk. Ek wou nie silikons in hê nie, want ek het als goed gelees van silikons en na 10 jaar moet dit weer uitkom en ek sien nie kans om weer onder die mes te gaan nie. Die Goldilocks flip het ek gedoen die 17de April. En ek kan nou die Sondag, ek dink dit was die 19de, dokter gekom en sy het vir my gesê die operasie was 'n sukses, you are cured. Daar het net iets deur my liggaam gegaan en ek het vir haar gesê, dokter, kom ons wag vir die pathology uitslaa. Ons wag vir die patologiese uitslaa van die tumors, want dokter het mos aan my man genoem die Vrydag aan dat na die operasie dat dokter het nie 'n mikroskopiese oogie, so dokter weet nie hoe die goed lyk nie en die toetse kan een ding sê, maar ons weet nie wat, as hulle weet toets wat kan uitkom nie. Okay, die 5de, tyd het gegaan, die 5de Mei moes ek terug vir my afspraak. Maar ek is eers terug dokter toe, want ek het gesien my nippels lyk nie reg nie. My nippels het pikswart begin trek. Elke keer wanneer ons dit nou skoon gemaak het ek gesien maar iets lyk reg met my nippels en ek is terug dokter toe en ek sê dokter, maar ek is nou hier want dokter moet kyk na my nippels en ek maak 'n afspraak en ek is daar en hy sê vir my jou nippels is besig om dood te gaan. So ons moet dit weer afhaal. Anders gaan jou recovery langer vat en jy kan infeksie kry. Maar ons kan veel mooi artificial nippels maak. Ek wil nie artificial nippels hê nie. Al af die nippels wat moet af. Ek is die 5de kry ek die uitslag van my tumors. Daar was net 2 nie, so daar was 3. 3 in die sin van die een kon hulle glad nie eens op die scans optel nie, maar hulle kon dit, nadat hulle dit uitgehaal het, uitgesny het, kon hulle dit sien. En my lymph nodes was betrokke. So my lymph nodes was betrokke, so my lymph vasculars, die lymfbloedvaatjies is celswys present. So binne in my lymfvaatjies is daar present cancer cells. My man het vir dokter gesê, maar hoe nou, wat nou? Ek het sit daar, dan slaat ek blank. Ek weet niks wat dokters praat as ek daar sit nie. Is eintlik so snaaks dat hoe mense brein of hoe jou body react van 'n mens se knies kry. My been skud van self. Ek kan dit nie stil kry nie, want dit gaan net so van self en dokter het gesê dat sy is so jammer dat dit nou moet gebeur. Haar gedeelte is gedoen. Daar's geen meer kanker in my borste nie, maar dit is in my lymfbloedvaatjies en sy kan nie sny deur bloed nie. So dis hoekom hulle chemo moet gee. My Ki-67 het opgegaan van 20% na 45%. Dit wys hoe aggressief die kanker is. So hy wil versprei. Al woorde wat ek kan onthou wat dokter daar binne in die kamer gesê het, is now your turn to fight for your life. Fight for your life, bedoel dokter nou, ek gaan nou doodgaan of wat gaan nou? Ons is uit daar, dokter het vir my drukkie gegee, ons het die kamers verlaat, ek het nie geweet hoe ek in die kar gekom het nie, maar my liggaam het my gedra tot daar. Ons het gery uit Panorama, die pad is lank, jy klomp goed gaan deur jou kop. Almal vra in die kar, is jy alright? Is jy alright? Ja, jy is alright, vir my net die trane af, jy is alright, ek hou net om tot by die huis te kom. En ons kom by die huis en ek sê vir my man, wat het dokter nou als regtig gesê? Hy sê vir my, om eerlikwaar te sê, hy weet ook nie regtig, maar al wat hy weet, ek moet chemo kry, die kanker is in my bloedvaatjies, lymfbloedvaatjies en dit is dit. Die next dag, wanneer ek weer gaan vir 'n operasie. So in die tyd het ek nou al so baie dinge deurgegaan, ek was weer deur 'n lang operasie, dink was 'n uur, 2 ure lank, om my nippels weer af te haal, dit is die 6de, die 5de kry ek die nuus van die kanker wat aggressiever is, die 6de gaan ek weer in vir 'n operasie om die nippels te verwyder. So, dit alles in 'n nutshell, of ek het aanvaarding vir wat ek deurgaan,
ek moes dit aanvaar het. Dit is nie maklik nie. Soos Moedersdag het my borste aan die ploei gegaan. Ek het vir my uit my vel uit geskrik van, hoe nou? My dokters is in die Kaap, wie bel jy nou? Ga jy nou noodkamer toe, met die kliniek toe, wat nou? My man het gesê, wees kalm, ons gaan dit uitsorteer. Ek het eens geweet of ons die pleisters mag aanwel of nie. Ek het dokter se PA gebel. Vir foto's aangestuur en gesê, Lynn, asseblief, vraag net vir dokter Zulkie, is dit normaal? Moet dit so wees en alles die? En die maandag is dit nou die winde, storms, reën en so. En dokter sê ek moet maandag terugkom, dat hy nou kan kyk. Maar ek is so bang vir die N1 van die wind en die reën en alles en die flooding en everything. En ek dink toe nee. My man het dit skoongemaak, ons het dit skoongemaak, nuwe pleisters opgesit, so die bloed het nie meer so erg deurgekom het. En die Dinsdag is ons toe terug, nadat alles bietjie rustiger is, toe check dokter, toe sê vir my, maar dit is normaal, dat die vog moet uitkom en die goed moet uitkom, want dit kan infeksie maak en alles. Maar ja, so dit is 'n klomp goed wat deur 'n mens gaan. Maar ek dink die belangrikste is dat jou support system agter jou staan. Ek het 'n great man. Ja, regtig waar. Ek is meer bekommerd om hom. Want hy is baie stil. Hy praat nie baie nie. Maar ek kan sien hoe vrede aan hom. Dit vrede aan hom, want sy vollewe vrou is nou iemand wat nou net alles van self spreek. Nee, is so right, alles is so right. Nee, ons gaan nie meer nee, is fine, ek wil nie meer dit doen nie. Ek is so right, los vir my net soos wat ek is en alles. So, dit is moeilik, en is moeilik om vir jou kinders te verduidelik. My kleintjie verstaan nou nog, maar dit is moeilik om vir die oudste een te verduidelik, waardeur mami nou gaan, waardeur mami nog moet gaan. Hy het ook vir my gesê, mami, gaan nie nou my hare het nie, dus ek nie, hare, define nie mensie, net soos borste nie vir my define nie. Dit maak nie vir my minder vrou nie. En, so ek prepare vir hom, want dit is wat 'n mens moet doen. Ek prepare myself vir wat nog moet kom. Ek het prepare my man ook wat te berg op hom wag en wat te berg op my familie wag. Want 'n mens kan nie alleen deur dit gaan nie. En as iemand nog vir my vandag sê, hulle wil hulle diagnose van kanker wegsteek, wil ek sê, hulle moet dit nie doen nie, because soos die spreekwoord sê, it takes a village to raise a child, but it takes a village to go through this. Jy het regtig mense nodig om vir jou te bid en vir jou op te dra na die Here toe. My geloof het so sterk geraak in die Here. Ek het vir Evan genoem aan dominee dat ek het 'n meneer of my ou kollega het gesê altyd, jou lewe is 'n gejaag na wind. En my lewe het kom stil raak. My lewe was baie gejaag na wind. Die mens wat ek voorheen was, is ek nie meer vandag nie. En soms, as ek stil sit, dan dink ek, hoekom het jy nooit voorheen so na aan die Here beweeg nie? En ek is skuldig daaraan van as dit goed gegaan het, dan het 'n mens die Here geken nie, want jou lewe was lekker. Jy kon lag, jy kon kuiertjies, jy kon gaan waar jy wil. Totdat my lewe nou so kom verander het. Maar iets wat ek ook hier uitgeleer het, dat die Here nooit my hand gelos het nie, of hy nooit minder lief was vir my in die tye toe ek nie vir hom aanbid het, of nie vir hom dankie gesê het, of jou lewe so vinnig soggens, jy kry nie eens kans om te bid nie, want as kinders, is werk, is kos in sit, is dit, jy moet by die werk kom, jy moet dit en so, en dan in die aand is dit net so weer gejaag, jy kry nie eens kans om weer dankie te sê nie. Maar nou maak ek tyd om vir die Here dankie te sê. Of dit soggens 5:00 is wanneer ek wakker lê, of dit die middag is om net weer vir hom dankie te sê, dat hy nog vir my so ver gedra het nog tot die middag en weer die aand. So, ek het geestelik gegroei, dominee, baie gegroei. My familie lag somtyds, dan sê hulle, die kerksuster of die dit, hulle het even vir my laas, het my man gesê, toe ek sê, gaan nou goed kerk toe,
Dominee McDavid. So, ek wil nooit weer uit die Here se pad uitloop hê, want is net die Here wat 'n mens hierdeur kan dra. En ek weet nie wat die pad of my journey vorentoe vir my gaan wees met die chemo, met die kanker nie. Maar ek sal nie ophou glo en vertrou nie. Ek het 'n skrif wat ek aan vasklou, is Psalm 23. My skoonsister het dit weer vir my gestuur vanoggend en gesê, "Sussie, jy's sterk. Die Here, jou werk, die Here sien 'n ander ding vir jou op aarde. Jou werk op aarde is nie klaar nie. Jou werk is, ek is net so trots op jou dat jy so verander het. Ja, ons mis wie jy was, maar ons aanvaar ook vir wat jy bekom." So, ja, dit is 'n klomp goed. En dan kry jy soos al die stres klaar en die hartseer en die emosies, want kanker kan vir jou regtig mentally en physically kan dit vir jou drain, dit maak jou moeg. Ek dink jou mindset moet regtig waar reg wees as jy hierdie stryd stap. En ek probeer ten alle tye positief is. Ek gaan nie sê die angs is nie daar nie. Dit is baie kere nog daar, die trane, die emosies, maar so gou soos ek kan huil, so gou kan ek dit weer afskud. En so gou kan ek net weer vir die Here sê, Here asseblief, ek voel vandag baie bedruk. Maak my net kalm, maak my net soos gister het ek weer so emotional gevoel, want hier is so horde mense, jong mense, mense wat op my pad gekom het, wat kanker het, dieselfde waardeur ek gaan. Paar van hulle is al deur hulle chemo, of die chemo soos mense sê, van hulle is besig met hulle radiation. Enetjie maak vandag klaar met die chemo. Sy warrior, sy maak klaar vandag met die chemo. Ek moet nog begin. Ek weet nie hoe die pad vir my vorentoe lyk nie. Maar ja, so in dit alles moet ek nog steeds 'n ma wees. Ek moet nog steeds 'n vrou wees. Almal probeer my werk uit my hande uitvat. En dit maak dit ook soms moeilik, want ek was nie iemand wat sane stil gestaan het nie. Ek is iemand wat I'm a go-getter. Ek wil dinge gedoen nie. Ek wil, soos hulle vir my ook sê, alles wat in jou huis nou nie reg geskuif is nie, kan jy weer reg skuif wanneer jy gesond is, maar los dit nou soos ons dit nou geskuif het. Hulle probeer, ek weet hulle bedoel goed, maar dit maak nog steeds aan jou agterkop asof jy voel weak, jy voel dat, ek was altyd die sterkste persoon vir my familie, vir my vriende, vir my kinders, vir my man. Maar nou is die sterkste persoon die persoon wat hulp nodig het. Ek is nie altyd een wat hulp vra by mense nie, of was nie altyd die persoon nie. Maar ek is nou skaam vandag om hulp te vra nie, want om vir iemand te vra hulp, dit maak nie vir jou minder mens nie. Dit maak nie vir jou dat jy kan sê, nee, jy wil nou vir jou so gehou het, maar nou vra jy hulp. Ek is iemand wat nie worry wat mense gaan sê nie. Soos ons het 'n Baker Buddy begin, omdat my mediese fonds nie al my uitgawes van die dokter stekkie. En jy gaan deur die emosies, die pad van kanker, maar jy moet nog dink aan medical bills. Jy moet dink aan, jou lewe moet nog aangaan. Hoe nou gemaak? Wat doen jy nou? So, ek en my man het daaroor gepraat. My man is ook iemand wat sommer hulp sal vra, nee, tensy hy moet nie. Hy het vir my gesê, hy sal dit uitsort. Moenie worry nie, ek sal dit uitsort. Ek is hier om dit vir jou makliker te maak, ek sal dit uitsort. Ons het die Baker Buddy begin. Ja, so, die Baker Buddy het ek net begin om vir myself, nee, of ek wil net vir ander ook sê, as jy hulp nodig het in alles, daar's baie mense wat dit erger het as wat ons het, of wat ek dit het. En hulle moet hulp vra. En ek help ook, ek weet nie, ek het 'n Baker Buddy ouetjie, die ouetjie wat in oorsee was, wat moet terug huis toe gekom het omdat hy ook gediagnoseer was met kanker. Ek het syne support en ek het so goed gevoel om sy Baker Buddy te support het, van hy het hulp nodig gehad. Sy familie het na
Suid-Afrika na die wêreld gevra vir hulp om vir hom weer terug te bring. En ek het goed gevoel daarvoor om uit te kon reik ook om vir hom te kan help. Knowing that ek het self hulp nodig, maar dit maak nie vir my les vulnerable of les minder van het om iemand anders te help. So, hier is ek vandag. Weer gesê, ek weet nie wat die pad vorentoe inhou nie. En ek wil ook hê dat ons jong mense of ons vrouens moet ophou nie na onsself kyk nie. Ons is geneig om almal uit te sorteer. Ons kinders, ons manne, ons families, maar ons sorteer nie onsself uit nie. Ons kyk nie na onsself nie. Ek raak altyd paranoid as my kinders siek is. As ek siek is, dan dink ek, ag, dit gaan gou verbygaan. Maar dit is iets wat nie nou gou verbygaan gaan nie. So dit kos wilskrag, dit kos vertroue in die Here, dit kos om net positief te bly en vir jouself te sê dat die klein gesiggetjies by die huis, die hartjies wat wag vir hulle mammie, wil nie dat hulle mammie moet op weg en sterker in die ander kan uitkom nie. Yes, Darrell, baie dankie dat jy jou storie so mooi eintlik kon deel het. Jy het eintlik my asem weggeslaan met die feit dat jy hier die groot glimlag op jou gesig het. Maar agter hierdie glimlag is daar 1000 stories wat eintlik kan vertel word. En iets wat ek agtergekom het deur jou storie wat jy vertel het is, en ek wil net daaraan aanraak, hoekom het jy aanhoudend teruggegaan na die dokter toe? Het jy net binne in jou liggaam gevoel, iets is nie reg nie, want die dokter het gesê in die begin, ag, vergeet daarvan, of jy soek miskien nou net 'n siekte. Hoekom het jy weer teruggegaan? Was dit iets wat pertinent vir jou gesê het? Maar iets is nie reg nie, het jy dalk gevoel, het jy dit in die spieël gesien, sodat mense ook net beter kan verstaan, want baie van die mense vra altyd, hoe het jy daar weer uit te kom, hoe het jy dit geweet? Ek bedoel, as jy na 'n dokter toe gaan, en die dokter sê vir jou agterna, maar dit is net weefsel, en hier vind jy nou uit, hoe het jy dan nou weer vertroue ook in hierdie dokter? Okay, eerstens, ja, dit het die hele tyd in my agterkop, in die medulla oblongata gesit. Dit het die hele tyd in my agterkop gesit, dat iets is nie reg nie. Ek het probeer dit ignoreer, maar elke aand as ek van die oefening afgekom het, dan het ek gevoel, as ek is in die shower, dan het ek gevoel, maar hier is 'n knoppie, maar dokter het gesê is weefsel, is verdikte weefsel. Ek het die knoppie gevoel, en totdat ek vir myself gesê het, nee man, dit kan nie normaal wees nie. Soos myne het die uitgewys, die baie sê kanker maak, jou bors verander. My bors het nog steeds presies dieselfde gelyk. Niks het verander nie. My nippels het die ingedimp, soos wat hulle sê, kyk na tekens vir nippels wat indimp, of kyk jou bors raak soos 'n lemoen se skil met die gaatjies in, of jy sal 'n rooi vlek of 'n rash op jou bors sien, of so nie. Myne was glad nie dit nie. Myne was normaal, my borste het normaal gelyk. My borste was nie seer nie, maar dit was ongemaklik. As ek gedruk het op die plekkie wat ek voel, dan was dit ongemaklik. Ek kon nie daarop te hard druk of so nie. En later dan het ek begin agterkom, as ek te lank op my een sy gelê het, en dan het ek meer gevoel, die een kant van my bors voel bietjie geswel, en dit het ook vir my 'n aanduiding gegee dat, nee man, iets is nie reg nie, of as ek gewas het, of ek klim uit die shower uit, of ek trek my bra aan, dan het hy altyd vir my 'n bietjie groter gelyk as die ander bors, maar ja, mense borse een is groter as die ander een, maar hy het net altyd ongewoond groter gelyk. En ja, soos ek sê, ek het vertroue in my dokter geplaas, Dr. Janie Neetlings is baie oulik. Ek verwys altyd vroumense na haar toe. Het is altyd lekker om met 'n vrou met dokter te praat en vir haar te sê en so. En ja, dokter was reg. Wat ek gevoel het, was verdikte borsweefsel. So die vet of die
verdikte borsweefsel wat ek gevoel het, daar was geen tekens van kanker nie. Die kanker was in my melkbuisies, die buisies wat die melk na die nippels toe vervoer. So daarin was die 2 klein plekkies. Hulle noem dit 5 o'clock en 6 o'clock. Dit was onder die nippel by so net so 'n sentimeter uitmekaar uit was hulle tweetjies gewees. Dit is wat ek kon gesien het op die scans, soos wat ek gekry het. Maar wat ek wel wil sê is vir ons mense, as jou liggaam met jou praat, moenie die tekens ignoreer nie. Ons is so geneig om die tekens te ignoreer want ons wil nie weet nie. Ek ken mense wat sê, nee, ek wil nie weet of as ek siek is nie. Ek wil nie weet nie, maar tog wil jy weet. Jy wil weet want ja, weer eens early detection saves lives. En ek vertrou dat ek een van daardie early detection mense is en dat my lewe gered gaan word omdat ek vroegtydig dit opgetel het, ongeag die aggressiefheid van die kanker wat wil versprei of wat nou al na die limfvaatjies versprei het. Maar ja, so ons moet luister as ons liggaam met ons praat en nie net die tekens ignoreer nie, want dit is so maklik om die tekens te ignoreer en dan as jy spyt agterna. So ja. Ek wil ook net vir jou sê dankie dat jy na jou liggaam geluister het, want dit was daar die weefsel wat vir jou eintlik geneem het dat hulle eintlik hierdie kanker voor opgetel het. Tweedens wil ek vir jou gevra het, jy praat so hierdie wonderlike dinge oor jou man en ek is baie bly dat jou man vir jou so bystaan. Daar was 'n gedeelte in jou storie wat jy vertel het dat jy dadelik besluit het of jy wil gehad het dat hulle moet sny. Maar die dokter het gesê dit is nie net jy wat jy moet met jou man ook gaan gesels. Kan jy dalk vir ons luisteraars ook net 'n bietjie meer inlig oor die feit dat wat dit beteken om as jy mos nog getroud is dan sê hulle jy word een en jy en jou man lewe saam. Daar is miskien mans wat nie wil hê hulle vroue se borste moet afgesny word nie. Hoe as jou man nog gesê dat hy het nie daarvan gehou nie, wat sou jy of hoe sou jy gevoel het? Okay, soos ja, my man is 'n baie rustige man weer eens. Hy praat nie baie nie, maar as hy ook nie rustig is of as hy hard praat dan moet ek luister. Want ek was iemand wat baie lief was vir kanspad, nee? En ja, maar mens kan ook net kanse vat so veel, nee? Om terug te kom na dit. Ek het self besluit, ek het daar gesit en vir dokter gesê, dokter, al af. Wat afgehaal moet kom as dit my lewe gaan red, al af. Sy het vir my gesê, nee, nou jy, Abby, sy noem vir Abby. Sy het gesê, Abby, jy moet gaan sit en met Abby praat, want dit is baie moeilik, en ek dink dit is baie moeilik vir 'n man ook, om te weet dat jy het jou vrou op 'n sekere manier gesien, en jy het jou vrou nie meer borste nie. En ek dink dit is wat sy vir my probeer sê dit, net om vir hom ook mentally te prepare vir wat kom, of hoe die siening gaan wees, hoe hy weer vir my as sy vrou gaan sien om nie borste te hê nie. En soos ek en hy het gepraat en hy het vir my gesê, vir hom is die borste nie belangrik nie. Dit maak nie vir hom minder lief vir my nie. Al moet ek ook besluit het om flat chest te gaan of om heeltemal plat te gaan met sonneborste, sal hy vir my nog steeds aanvaar net soos ek is. En ja, so hy het ook nog so 'n grappe gemaak om te sê ek lag nou daaroor, maar ja, jy wil al die tyd mos 'n man gewees het, so nou. So dit is lekker om nog te kan lag ook, ongeag wat, ongeageer. En ek dink ook soos wat dokter gesê het, ek dink baie vroumense verloor ook hulle manne in hierdie proses van wanneer hulle deur kanker gaan. Sommige mans wil hulle voel hulle vrouens is nie meer goed genoeg vir hulle, omdat hulle vrouens se borste af is of hulle hare gesny is, want dit is alles wat ons oor gepraat het tydens my counselling. En hoe
die seksuele lewe of die leefstyl gaan wees weer wanneer jy gediagnoseer is met kanker, want mense praat nie altyd daaroor nie. Dit is iets wat die mense nie wil oor praat nie. En hoe kanker of die treatments 'n mens se liggaam deur baie kan sit. Soos ek gaan op treatments wat vir my in vroeë menopause gaan sit. So die vroeë menopause is daar's klomp goed wat kan gebeur met my liggaam. En hulle moes my man ook daarvoor prepare om vir hom te sê, daar gaan mood swings wees, daar gaan tye wees wanneer dinge gaan verander in julle kamer, slaapkamer. Daar gaan wees wanneer jou vrou nie gaan voel dat sy voel terug. Jy gee jou 100%, maar jy voel jou vrou gee 30%. Want dit is haar liggaam of dit is die menopause of die medikasie of die treatment waardeur sy gaan, wat dit gaan veroorsaak. So ek dink my man is redelik, het hy sy gedagtes of sy mind reg aangeskroef toe ons besluit of toe ek besluit het dat ek wil hierdeur gaan, ek wil altyd borste laat gaan, want ek wil nie weer gesit het met what if ek nou net die tumors laat uithaal, but what if the cancer comes back to my breast, wat as dit terugkom. En ja, so dit is 'n teerplekkie, om eerlikwaar te sê, dit is 'n baie teerplek. As ek myself in die spieël kyk, dan dink ek, wow, is dit regtig ek? Ek kan myself imagine hoe hy vir my sien. En so, maar hy sien nie vir my as minder vrou vir hom nie. En dit is iets wat regtig vir my hart so bly maak. En dat hy bereid is om saam met my die pad te stap, met wat ook al nog kom. En vir hom, ek en hy het hierdie gesprek gehad, en hy het vir my gesê, ons seksuele lewe is nie nou vir hom van belangrik nie, of is nie nou vir hom belangrik nie. Die belangrikheid is dat ek gesond moet raak. En dit kos regtig van 'n man om dit te kan sê, as ek het 'n man se perspektief af kan praat. En wanneer ek mens kry mans buite wat alles in hulle lewe draai net om een ding. Ja. En vir my is dit, ek is so dankbaar dat my man se lewe nie net om dit draai nie. Ja. En ja, so dit was, ek dink dit is moeilik vir hom om vir my so te sien, en soms kan ek ook die seer in sy oë sien, maar hy wil net alles vir my beter maak. En as ek sê, Lincoln, kyk gou, dit lyk nie reg, hy sê vir my, dit lyk reg. Ek trek vir my aan en sê ek, moet ek nie goed hiervoor insit, van die borste lyk te klein, en sê nee, dit lyk reg. So, dankie, ek wil dankie sê vir hom vandag ook, dat hy altyd vir my beter laat voel in die tye wanneer ek minder beter voel. So, in hierdie deel het jy nou vir ons eintlik baie mooi kom deel by liefde strek verder as dit wat ons sien. Want duidelik is julle tipe liefde dieper as superficial liefde. En ek wil vir Lincoln net sê, well done. Want aan mekaar wanneer jy praat oor jou man, dan helder jou gesiggie op. En dan is my ander vraag wat ek vir jou wil vra, Darrell. Hoe in hierdie hele tydperk, waar vind jy jou standpunt met God? Hoe het dit, jy het gesê jou geloof het sterker geraak, maar gewoonlik praat ons met mense wat, as ek sê, kan jy jou storie vertel van jou kanker journey? Dan beteken dit, hulle kanker journey is klaar. Net soos daar die vrou gesê het, jy is nou cured, en toe 'n paar weke daarna, toe is dit die heel teenoorgestelde. Hoe sien jy vir God in hierdie situasie, want jy is nou besig om in hierdie storm in te veg, en jy veg vir jou lewe, en hoe sê jy, Here, hoe is dit regverdig teenoor my? Okay, eerstens Dominee, ja, soos wat 'n mens is net mens. Ja. Ek was kwaad in die begin, wanneer ek het vir die Here gevra, hoe
hoekom het die Here dit vir my gegee? Here, hoekom sit jy dit op my pad? Ek het Januarie het ek 'n belofte aan U gemaak. Die 1 Januarie het ek 'n belofte aan U gemaak waar ek aan 'n tye oujaarsaande uitgegaan het en tussen vriende was, het ek gevoel ek wil oujaarsaande in die kerk wees. Ek het kerk toe gekom. Ek was in die kerk. Ek het vir myself gesê dat ek wil my 2026 anders begin. Ek wil anders te lewe. Ek wil nader aan die Here leef. En ja, dit het gekom op my pad en ek het vir die Here gevra, hoekom maar nou ek? Hoekom? En dat is iets wat ek gelees het. Ek kan nou nie mooi onthou in watter boek in die Bybel ek dit gelees het, wat vir my so teruggevat het, maar hoekom maar nie jy nie? Hoekom nie jy nie? Dat is mense wat al deur diepe storms, deur dieselfde gegaan het wat jy gegaan het. Dit wil nie sê jou pad is klaar of die werke wat ek vir jou het is klaar op die aarde nie. Ek gee vir jou die storm, want ek weet jy kan dit dra. En ek glo vas daaraan dat dit is maar net 'n struikelblok, nog 'n hurdel wat ek moet oorgaan. Ja, daar was al baie struikelblokke in my pad en die Here het dit alles kom stil maak weer. Hy het vir my gewys dat hy kan dit vir my kom stil maak. Hy kan dit ligter maak. So hoekom ek nou my vertroue in hom verloor? En ja, ek worstel nog met myself om net sterker te staan en ek vertrou die Here grootliks in dit. En my kollegas kyk met my, dan sê hulle, ons kan nou nie eens meer met jou skinnerie, want jy is nie meer in die wêreld nie. Ek noem dit nou, want ja, ek gaan nie sê ek is nie meer in die wêreld nie, ons is almal nog in die wêreld. Ek is net nie meer geestelik so, ek wil nie meer so wees nie. Ek wil nie meer praat van ander mense, en ek wil nie slegte goed van ander mense aanluister nie. Ek wil positiewe goed van mense luister. As jy nie met iets positief van iemand na my toe kan kom, dan los jy. Dan voel ek, dan kom jy nie na my toe en praat sleg van ander mense nie. Want dan gaan ek vir jou sê, draai terug en gaan sê dit vir hy persoon. Of die cherry op die koek is as hy persoon inkom en sê ek, sê gou vir hy persoon wat jy nou gesê het. Want ek dink dit is hoekom die Here vir my regtig gebruik het nou in hierdie tyd, om my storie te kom vertel, en vir my weer te bewys dat hoe getrou hy aan ons is. Regtig waar, ek kan die Here dankie sê, ja, ek was in die begin kwaad, ek het vrae gehad, maar dit is menslik, ons is almal mens, ons minds werk oor tyd, en as elke keer wanneer ek gevoel het dat dinge raak swaar, het ek gebid, en dan voel ek ligter. Dat is net 'n manier van hoe die Here jou storm kan kom kalm maak. En ek wil nooit weer uit die pad van die Here uitloop nie. Ek wil altyd in sy pad bly. Ek wil nou iets noem dat ons het tekediens gehad by die kerk. Dominee het genoem dat ons moet afkyk na ons skoene. Die skoene wat jy aan het. Jy moet dink aan watter goeie positiewe plekke jou skoene geloop het, al met jou, en wat 'n negatiewe plekke, en dan moet jy kyk wat oorspeel, of wie van die twee weerspeel mekaar uit. Ek het 'n paar skoene aangehad, wat vir my elke keer dansplekke toe geloop het, of ander plekke toe geloop het, maar met dieselfde skoene het ek nooit geloop in die huis van die Here nie. En daardie dag het ek daardie paar skoene aangehad en ek dra dit by my. En ek het elke Sondag met daardie paar skoene, dis nou winter. Dis nou koud. Ek kan nie met daardie skoene nou kerk toe gaan nie. Maar ek het elke keer met daardie skoene in my tyd het ek kerk toe gegaan. En elke keer het ek afgekyk na die paar skoene wat vir my na die huis van die Here toe geloop het. Waar ek nie aan 'n tye wou gewees het nie, as my ma gesê het, jy moet kerk toe gaan, dan sê ek, mami, die kerk is net 'n gebou. Ek kan die Here in my eie kamer ook aanbid. Ek kan hier sit en ek kan die Here aanbid. Ek kan hier staan en ek kan die Here aanbid, maar dit is nie dieselfde nie. Om in die huis van die Here te wees is net iets anders. Dit bring 'n ander geestesgevoel oor jou, en dit maak 'n mens se gemoed, en dit plaas jou vertroue meer in die Here as enige iets anders. So, ja,
dominee se preke, se woorde, se goed wat dominee Sondag, dit lê vas. Ander tye het ek ook in die kerk gesit teen, ek wil nie visie, maar ek moet my wees. Maar dan kom ek by die huis af, vra hulle, wat was die woord vandag? Dan kan ek eens onthou wat die woord was. Maar nou onthou ek elke woord wat in die diens gespreek word of gepraat word. En dit is regtig waar vir my amazing om geestes te kon gegroei het in die Here en my vertroue in die Here te kan plaas. Want dit is net hy wat vir my hierdeur kan dra. My dokter het gesê, haar werke is nou klaar. Die Here het haar hande geseën. Sy is 'n plastiese chirurg of sy is 'n chirurg. Die Here het haar hande geseën om die tumors te kon uitgehaal het. Maar nou moet die Here die chemoterapie seën om die kankerselle dood te maak. So, ja, dit is. Ons kom tot op die einde en daar's twee vragies wat ek vir jou wil vra. Een, watter boodskap sal jy vir die wêreld wil gee? Mense wat huidiglik ook deur hierdie selfde fase gaan, waardeur jy nog gaan. Baie van ons wat sê, ek verstaan, ek kan relate, maar ons wat nie weet hoe dit voel om 'n mamma te wees, op 37 jaar oud om te vra, wat gaan nou volgende gebeur? Wat wil jy vir die wêreld sê deur dit waardeur jy alles gaan? Wat ek wil sê vir die wêreld, dominee, veral ons jong mense hier buitekant, ja, ons weet kanker was destyds in die jare onder ou mense, ons ken net groot mense wat altyd gediagnoseer was met kanker. Maar nou raak kanker so normaal, dit is amper soos 'n verkoue, as 'n mens dit nou vandag sien, hoe baie mense op jong ouderdomme, kinders wat so onskuldig is, wat gebore word met leukemia, jong kindertjies wat leukemia het of wat se soorte kanker ook al. Maar wat ek vir die wêreld wil sê, hulle moenie opgee nie. Hulle moenie opgee in glo en vertrou in die Here nie. En ja, daar kom vrae, daar kom moeilike tye. Daar kom tye wat jy oor dik huil, daar kom tye wanneer jy voel jy word gefaal. Maar dit is nie so nie. En ons moet sterk staan as mans, as paans, want as mans ook wat deur dit gaan. Daar's mans ook en ons as vrouens moet nog deur alles dit wat deur ons gaan, nog steeds 'n mamma wees, nog steeds 'n vrou wees vir ons man, vir ons mans of vir ons man. En ons moet net vasklou aan die Here. En dit alles net vir die Here gee, want dit is net hy wat dit vir ons kan moontlik maak. En die wêreld is so wreed die buitekant. Ek het vir dominee genoem dat die spreekwoord sê, when days are dark, friends are few. En dit is iets wat ek nou in my journey of op my pad, maar ek kan letterlik op my een hand tel nou, wie regtig vir my opregte vriende, of wie regtig daar is vir my. Ek het my familie aan 'n tye agteruitgestoot om meer tyd te maak vir vriende, want dit was lekker om tussen vriende te wees. Dit was lekker as jy daar kan wees. Dit was lekker as jy kon gegee het tot 'n kuiertjie of whatever. Maar nou wat jy regtig vir jou vriende of jou vir hulle nodig het, is hulle nie meer daar nie. Nie in die sin van hulle wil nie meer daar wees nie. Ek dink meer in die sin van hulle weet nie om die situasie te hanteer of hulle weet nie wat om te sê nie, want dit is maklik vir iemand om te sê jy gaan okay wees. Wat nie self in hierdie situasie sit nie, wat nie self saans moet gaan lê of enige tyd van die dag wanneer jy stil sit en dink, wat if, wat die, of so nie. Dit is net klomp goed wat in jou kop maal en oor. Maar wat ek wel wil sê is dat ons as jong mense, ons as ou mense, moet altyd daar wees vir mekaar. Ons moenie mekaar afdruk nie. Ons moenie agter mekaar se rug praat nie. Ons moet regtig waar die
skouer wees van as iemand 'n skouer nodig het, ons moet regtig vir die oor wees as iemand 'n oor van net om 'n boodskap te stuur en te vra, "Hi, is jy okay?" Of even 'n WhatsApp emoji. WhatsApp maak ons almal se lewens so makliker. Jy kan 'n WhatsApp calls doen, jy kan video calls doen, jy kan die persoon sien as jy nie naby die persoon is nie. En ja, ook gesê die Here al mense uit 'n mens se lewe uit wat nie regtig in 'n mens se lewe moes gewees het nie. En 'n mens moet nie vir hom bevraagteken nie, want wat hy doen is wel gedaan of wat hy doen moet so wees. En vir my familie wil ek baie dankie sê. Die sterkste boom het nog nie geval nie. Ek voel ek het nie geval nie. Ek gaan nou net deur. Ek is nou daai bome in die bospad wat so half skyn staan, maar regop gaan ek weer kom. Ek gaan weer kom. En dit is net so moeilik vir my familie om te sien. Ek was altyd die vibrant een, ek was altyd die jolly een, ek was altyd die een. Ek is baie lief vir verjaarsdae. Ek is iemand wat almal se verjaarsdae vir hulle spesiaal maak of wil spesiaal maak. En want ek voel verjaarsdae is daar om gevier te word. Dit is jou spesiale dag. So, ek voel nou dat, dit is, of hulle voel nou, dit is hulle tyd om vir my nou spesiaal te maak. My verjaarsdag het ek deur my operasie gegaan. Ek was die Sondag ontslaan, die Maandag, ek was seer, dit was terrible. Ek het nie so koek gehad nie. Ek het vir my man gesê, is nie nodig vir 'n present nie. Ek wil van, wees nou lus. Jy gaan deur so baie. Jy is lus vir, jy wil, if it is of jy moet smile. Maar daar gaan weer verjaarsdag kom, wanneer hy of my familie, of wie ook al vir my dit spesiaal gaan maak. Maar wat ek vir die wêreld wil sê is, wees 'n lig in ander mense se lewens, want dit is wat ek wil wees. Ja, ek mag dalk ander tye nie 'n lig in iemand se lewe gewees het nie, maar ek wil dit nou doen. Dis nooit te laat om 'n lig in iemand anders se lewe te wees nie. Dariel, dan wil ek afeindig om vir jou net een vraag te vra. Ek wil hê jy moet daar sit en dan net 'n boodskap gee vir jou 2 kindertjies, maar ook vir jou man. As daar enige iets is wat jy nou vir hulle wil sê, wat sal dit wees? Iets wat hulle altyd na terug toe kan kom en te kan kyk. Want ek het iets agtergekom, jy sê altyd jy was die ene. Jy is die een, want jy bring nog steeds lig. En jy is nog steeds hier saam met ons. Want kanker is nie 'n doodsvonnis nie. So my vraag aan u is, wat 'n boodskap wil u vir u 2 pragtige kindertjies gee en ook vir u man? Ek gee vir my kinders dominee wil ek, soos ek vir hulle altyd sê, vir die oudste een sê altyd, leef altyd of vandag jou laaste is. Wees altyd lief vir ander mense en wees lief vir jou broertjie. En ja, my kinders of my kind, dat ek nog so, my oudste een weet dat, hy het 'n baie sterk ma. 'n Ma wat nooit opgegee het of nooit sal opgee nie. En is baie moeilik om vir hulle te kyk en te weet dat in jou hart voel dat jou hart is nou so klein geraak, want die gesiggetjies kyk op na jou. Hulle wil hê hulle mami moet veg. En wat ek vir my kinders wil sê is dat alles wat ek nou doen, of wat ek nog al die tyd gedoen het, doen ek vir hulle uit liefde, uit my hart uit. En die moeilikste is dat hulle het vrae, en jy kan nie altyd die vrae vir hulle beantwoord nie. Maar hulle weet, hulle mami is sterk, en hulle mami sal nie opgee nie. En dan vir my man, jette. Ek weet nie of daar genoeg woorde in 'n boek is om vir hom dankie te kan sê, of vir hom te kan sê dat wat hy vir my beteken, nie nou net in hierdie tyd nie, maar uit altyd sit hy vir my eerste, of al die jare, ons kom al van
2006 af aan. Ons kom al jare van skooltyd af al aan. En ja, so hy het al die tyd vir my voorgesit of eerste gesit. Ek wil net vir hom sê dankie. Dankie dat hy nog altyd vir my staande hou in tye wanneer ek voel dat ek kan nie meer nie. Dat hy altyd positief toevoeg tot my en die kinders. En ja, ek wil ook net vir hulle Psalm 23 gee. Want die Here is regtig ons Here en al gaan ons deur donker paaie, donker valleie, donker of hoë berge. Nee, die Here maak altyd 'n weg. So ja, en ek is oneindig lief vir hulle. Ek is baie lief vir daai woord. Ek is oneindig lief vir hulle. En die paadjie gaan nie maklik wees nie. Ek begin maandag met my chemo. En om vir my so te sien, moet hulle ook seker baie sterk wees vir hulle mammie so 'n halwe. Maar ek weet ook die Here sal vir my minimale side effects gee van die chemo en ek glo daaraan. Baie dankie. Real, baie dankie dat jy jou storie met my kon deel het. Dit is 'n regte storie wat vir my inspireer, maar wat ook vir my weer ook wys dat God se hand nog nooit jou lewe verlaat het nie. Jy is werklik daar die palmboom, wanneer die storm daar buite woed, dan buig hy plat, maar wanneer die storm verby is, dan skiet hy weer reg op. Ja. Mag jy altyd daar die hoop hou in die Here, mag jy altyd jou geloof vashou, maar mag jy altyd ook daar die sprankelende glimlag hou op jou gesig, want dit inspireer werklik verander. Mag die Here jou seën en alle sterkte ons hier op die Space Between. Bid vir jou, is daar vir jou en ons sal ook jou storie dophou oor hoe jou storie besig is om te ontvou en ons glo en vertrou dat die Here vir jou sy hand van genesing oor jou lewe sal plaas. Mag jy altyd die mens bly wie jy is en mag die Here vir jou en jou familie ook ryklik seën. Baie dankie Dominic, waardeer. En baie dankie vir die geleentheid om my storie te kon gedeel het. Ek dink nie my storie is klaar nie. Ek wil nog baie my storie kom deel. Ek wil nog my storie kom deel so nare, want daar die fijne mense. En ek wil my storie kom deel vir die wêreld en vir hulle sê dat moenie opgee nie. En om vrou te wees, dit maak jy van jou minder vrou, om nie borste te hê nie, om nie hare te hê nie. Ja, wees sterk. Geliefdes, daar het u dit. Daar's verskillende stadiums in jou lewe, the spaces in between. Kom deel jou stories met ons. En ek kan nie wag om met u die volgende storie te deel nie. Mag u veilig wees en ons bid net u seën oor die Real Wins se lewe. Mag die Here jou seën. Nee.